Dit is 'n voorreg wat ons vanoggend het om die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Jy weet, ons vat die lewe van selfsprekend en ons dink ag, elke dag sorg vir ons eie probleme en ons gaan maar net aan met ons lewe. Maar ek dank die Here dat ek weet sy woord is ja en amen. Ek dank die Here dat ek weet, soos ek baie maal vir u gesê het, ons gaan voor God staan en die boeke gaan geopen wees. So hier is die boek van die lewe. Hy sê, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Ek praat nie van die Bybels wat soveel male vertaal is en soveel keer goed bygesit is en weggevat is nie. Maar as ek opreg is met die Here, wil ek vanoggend vir u vra, wil jy lewe? Lewe volgens die boek van die lewe. Want wanneer ek voor die Here gaan staan, so seker is dat ek vanoggend voor u staan, en die Here vir my vra, hoekom het jy sekere goed in jou lewe gedoen? Kan ek maar al die verskonings gaan haal wat daar was? Maar Jesus Christus gaan vir my sê, daar staan geskrywe. Jy gaan elke oortjie betaal. Ek wil vanoggend vir u vra, hoe ernstig is ek in hierdie nuwe jaar om 'n verskil te maak? Nie oor wat Henry dink is reg en verkeerd nie, maar om 'n verskil te maak in 'n verlore gaande wêreld, om te sê ek gaan deel wees van die lig van Christus wat in hierdie wêreld wandel. Hier's baie positiewe woorde, preke wat deur die jare al uitgegaan het uit die woord van die Here. Baie mense sal sê, ja, daar's net so baie negatiewe woorde wat uitgegaan het, wil ek vir u sê, as jy sien 'n negatiewe boodskap wat uitgegaan het, en hy's vir jou negatief, wil ek vir jou sê vanoggend, dis jy wat negatief is. Want alles wat uit die woord van God uitkom, is positief, is stigtend, is daar om my te bou, om my lewe reg te kry, dat ek eendag God sal sien. Ek lees in die Bybel, hy sê die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis 'n belofte vir die wat volhard tot aan die einde toe. Ek lees ook in die Bybel oor die laaste oordeele. En ek lees ook in dieselfde Bybel, hy sê die Satan word losgemaak en vir altyd oorwin. Daar is 'n hemel wat vir almal voorberei is. Klink so lekker. Weet jy wat het ek agtergekom in my lewe? Ek kan die vuilste mens wees wat lewe op aarde. Maar laat dit by my begrafnis kom, dan sal hulle sê, hoe gaan hy's nou daar in die hemel, daar by die Here. Terwyl die skrif sê, die hel is voorberei vir die sondaar. Die skrif sê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Dan sê hy dieselfde Bybel vir my toe, die ryk man en Lazarus. Lazarus het nie skat op hierdie aarde gehad nie. Maar ek wil vir u sê, hy het die skat van hemel en aarde, deel van sy lewe gehad, want hy het gedoen dit wat God van hom verwag het. Hy het Godvreesend gelewe. Hierdie ryk man het al die skatte gehad, en hy het 'n weelderige lewe gelewe, en ag, dit was vir hom te heerlik.
jy wat? Toe hulle albei besterwe kom. Ek dink die mense het, toe hulle ou Lazarus moes begrawe, gemaak soos vandag, hulle het hom seker vir 3, 4, 6 weke in die lijkshuis gelos, en daarna het die lijksmense maar besluit nie, laat ons uit ontslae raak van hom, want hy is nou besig om te begin stink. Toe die ryk man gesterwe het, weet jy wat hoor ek vandag so dag? Jy moet net my klompie geld saam met my in my kussie sit, asseblief, dat dit saam my hemel toe gaan, want ek dink hy gaan met sy geld hemel oopkoop. O, as jy my begrawe, sit net my horlosie en my skatte hier by my in die graf. Want o, ek hou so vas aan dit, wat geen benul het nie, wat geen wins het nie. Jy weet wat? Hulle het seker die duurste kus gemaak. Ek gaan ry net 'n bietjie in die begrafplaas daar rond. Die mooiste, wat noem hulle dit? Grafstene. Jo, hierdie was 'n aansienlike mens gewees. Maar toe hy daar by die Here kom, sê die skrif, was dit nie vir hom baie lekker gewees nie. Hy sê, stuur net vir Lazarus om net die vinger op my punt van my tong nat te kom maak. Hy sê, Vader Aaron sê vir hom, hier waar ons is, kan jy nie kom nie, waar jy is, kan ons nie by kom nie. Ag, stuur asseblief net vir Lazarus, om my boeties en my sissies, my mense te gaan waarsku, dat hulle nie doen wat ek doen nie, en die woord wat uit gaan sê, hulle het die wette, hulle het die profete, as hulle nie na hulle luister nie, sal hulle na 'n dooie uit die graf uit ook nie luister nie. Nou wonder ek vandag so daar, hier gaan ek alweer. Hoe kry die mense dit reg om te sê, ek was dood? En die Here het aan my verskyn in my dood, het my gesê, ga terug en verkondig dit aan al die mense. Jy gaan nie hemel toe gaan as jy dit en dit en dit doen nie. So onskriftuurlik. Hy sê, as hulle het die wette en die profete, as hulle na hulle nie luister nie, sal hulle nie nou 'n dooie uit die graf uit luister nie. Ek like die Bybel vreeslik, want hy haal ons almal uit wat dink ons is oulik. Om vir die lees in Openbaring 22. Vanaf vers 6, kies. Luister wat die skrif sê. Vergeet vandag jou eie redenasies. Mense is so bang vir die boek Openbaring. Hulle maak hom nie eens oop nie. Nee, ek sal eerder hier by Matteus, Markus, Lukas, die evangelieboeke by mekaar bly. Want die boek Openbaring vertel vir my dat daar 'n hemel en 'n hel is, en dis 'n werklikheid. Hy sê, vers 6 sê, en hy het vir my gesê, hierdie woord is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy dienskragte te toon wat gou moet gebeur. Nou, ek kan iets vandag gemaklik vir u sê. My pa praat van my oupa. Nou, my oupa was 'n godsman gewees. Sy ja was sy ja, en sy nee was sy nee. Sê nie hy was foutloos nie, want die skrif is die waarheid. Hy sê by die engele vind ek dwaling, hoeveel te meer, nie by julle wat huise van klei bewoon nie. En ek het van tyd kleins af gehoor, wanneer hy nog ooplig dienste gehou het, en hy vir die mense gepredik het, en vir hulle gesê het, dit is tyd om julle voor God te bekeer, dan het hy gesê, die koms van die Here is voor die deur. As ek reg kan onthou, was dit in die 80er jare, 45 jaar terug, ek kan nou nie onthou toe ek klein was nie, maar ek was nog voor skool, dan gaan ek saam my oupa oopligdienste toe. En terwyl hy sing en die evangelie verkondig, dan staan ons net hier om hom, klein kindertjies, ons is saam met oupa. Vir ons gaan dit om saam met oupa te wees, vir hom gaan dit oor die evangelie van Christus.
jy van kleins af kom ons sê, ek was 6 jaar oud gewees, dan is dit vir 39 jaar, het ek gehoor, die koms van die Here is voor die deur. Julle moet julle bekeer. Vandag, 2026, wil ek vir u sê, die koms van die Here is nader, as wat ek en u ooit kan besef. Soveel mense het daardie tyd gesê, kan dit waar wees? Aangegaan met hulle gehoor en geremoer, met hulle lekker lewe. As hulle weer kry, het die lewensklok sy laaste tik geslaan. Dan is dit verby. Die Here het vir jou gekom. Lazarus het verwagtend gewag op die dag wat hy sy asem uitblaas. Want hy het geweet, ek hou nie by my skatte bymekaar wat mot en roes dit kan verwoes nie, maar my skat is in die hemel wat ewigheidswaarde het. Die ryk man was soos ek en u. Ons vat maar die lewe soos hy kom en ons gaan aan dag na dag en belydenis is ver van ons harte af. Want weet jy wat kry die duiwel dit reg om vir my en u te doen? Ons is so dom. Hy sê, wat help het jy bely? Want jy ken wat jy gaan doen, jy gaan dit môre tog weer doen. Weet jy, Paulus is vir my 'n groot aanhouds in die Bybel. Hy sê, ek bekeer myself daagliks. Nou weet jy wat? Ek weet nie van u nie, maar 99% van die mense wat ek van weet, wat hulle laaste asem uitblaas, as in die vroeë oggendure. Hoe kan ek my kop gaan neerlê om te gaan slaap? Maar ek weet, ek het nie my God vir verskoning gevra nie. Want ek weet nie of die dag van môre my deel sal wees nie. Hy sê hierso, om die diensnagte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woord van die profesie van hierdie boek bewaar. Nou, hoe bewaar ek die profesie van hierdie boek? Die Here kom gou. Yes. Ek is op my pad hemel toe. Vertel dit vir almal. Maar wat getuig my lewenswandel daarvan? Weet ek, wanneer die sonde van my lê en loer, wanneer die ongeregtigheid van hierdie aarde vir my lê en roer, het ek geweet, die profetiese woord sê, ek kom gou, en my loon is by my. Dan sal ek mos nie sonde doen nie. Dan sal ek nie ongeregtigheid in my lewe toelaat nie. Ek gaan nie leentaal deel van my lewe maak nie, want ek weet, die woord van die Here sê, ek kom gou, en dit kan enige oomblik, kan dit gebeur. Skrif sê, waarmee sal die Here ons besig van die dag as hy kom? Vra jouself vandag die vraag af, terwyl jy besig is met die genot van die lewe. En net so, plaas jy jou asem uit. Jy weet, 'n hart is 'n lelike ding. Maar weet jy wat? My God hou die hart aan die klop. En as hy net besluit, dit is genoeg. Hy sê hoor, van die kleinste af tot die oudste in die gemeente vandag. Die duiwel kan niemand doodmaak nie. Skrif sê, hy is 'n mensemoordenaar. Weet jy hoe vermoor hy mense? Om julle in die hel te laat werk. Want hy begin met hierdie klein goed. Kom, ek verander my woorde bietjie. Hy het nie sê oor die kinders van God nie. Hoe weet jy dit? Job. Ek hou van Job. Jy ag gegee op my knegloop. Ja, vat alles. God sê vir hom, vat alles. Maar jy raak nie aan sy lewe nie. Weet jy wat, daar's net twee, ek sê nie die week vir iemand, daar's net twee entiteite in hierdie lewe. Positief of negatief. Kar se battery, positief of negatief. 'n Krag het 'n neutron en 'n live. Of jy kies die duiwel, of jy kies die Here. En as ek iets doen wat nie God uit is nie, ken jy die antwoord, dan doen jy dit wat die duiwel van jou verwag. Nou vra ek myself die vraag af,
Wat se kant toe gaan ek spring? Nou, weet jy wat wil ek vanoggend vir u sê? Tot die duiwel luister vir God. Hy sal niks doen nie. Hy kom maak homself so hy en my hierso. Hy kontrol my en jou mind soos weet nie wat nie, ons is puppets in sy hande. Hier's 'n oom wat by my kom en sê nee, ons is soos hier. Wat sê die puppet poppies, né? In God se hande. Ek sê nee. Ek het nie vir hom sê ek sit nou en dink daaraan. Ons is puppets in die duiwel se hande want God kontrol niemand nie. Hy gee jou keuse, soos my pa gesê het. Maar die duiwel, die Engelse woord sê drives and compels. Hy mors jou, hy druk jou, hy toon jou, hy bring verslawing jou pad langs en jy kan nie vir verslawing nee sê nie. Nee, ek is nie verslaaf nie. Hoe kan jy nou lieg nie? Nee, ek is nie verslaaf aan drugs en sigarette en drank nie. Maar ek kan nie die grandpas uitlos, is net so goed. Mense kry verslawing tot aan hulle fone vandag. Kry iemand wat 'n bietjie vir 'n dag sonder sy foon gaan, ons kyk hoe lank kan jy gaan uithou. My kleintjie kan. Vir vandag sê daar's nie foon nie. Niks. Dan los hy dit. Hier vanaand 5:00, 6:00 vir sy mamma, mag ons maar nou. En as mamma sê nee, gaan sy gehoorsaam wees en sy gaan dit nie doen nie. Maar laat ek dit nou vir die oudste ene sê. Of die tussenin. Dan kom jy in die kamer en jy sê, "Wat? Skielik gaan die liggie dood." O, wat's daai? Nou, my vrou daai neiging om skielik so in te stap. Dis net 'n voorbeeld. My so kykie. Om skielik in te stap waar sy nie moet nie. Of eintlik waar volgens die kinders dink sy moet nie. En dan vang sy hulle uit. En so skielik gaan die Here kom. Maar luister mooi. Wat hierdie boek bewaar. Hoe bewaar ek dit? Is om my lewenswandel in te rig. Dat elke minuut my laaste minuut kan wees. Elke sekond is dalk my laaste sekond. Want die skrif sê, ek raak opgewonde om te weet dat die Here gaan kom, en hy gaan kom om die te kom haal, die wat syne is. Hy sê, en dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het. En toe ek dit hoor en sien, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel, wat hierdie dinge getoon het. En hy sê vir my, moenie, want ek is 'n medediensneg van jou en van jou broeders en die profete. En hulle het die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. Hy wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Voordat ek verder gaan, ek het hierdie week iets baie ouliks gehoor. En ek sê vir my vrou, hoor bietjie wat sê die persoon. Sê mens beteken ek en u is meer geneig om na die waarheid te luister. Ek hoor 'n preek, dis 'n kragtige preek, dit kom uit die troonsale van God uit, dis die waarheid. En ek stuur hierdie preek aan vir my boeties en my sissies, julle moet dit hoor. Maar dis waar dit bly. Want ek is meer geneig om na die waarheid te luister, as om dit te doen. Sondag na Sondag hoor ons die woord van die Here. Dis die waarheid. Maar wanneer ek hier uitgaan, dit was 'n lekker diens, maar nou gaan ek lekker lewe, vergeet ek alles wat verby is. Ek pas nie die waarheid toe in my lewe nie. Nou sê die woord verder, hy sê vers 10. En hy het my gesê, moenie die woorde van hierdie profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige regverdiger word, en laat die heilige heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. Dan vra ek vanoggend vir u, ons hoor die woord.
Sondag na Sondag. Ek en jy het die voorreg om die Bybel enige tyd van die dag oop te kan maak en gemeenskap met God te kan hê. Enige tyd. Maar wat kies ek om te doen? Kies ek om gemeenskap met God te hê? Of kies ek om eerder genot en plesier deel van my lewe te hê? 24 ure 'n dag is my Bybel in my beskikking. Wie van julle het nie 'n Bybel nie? As jy nie een het nie, kom ek gaan koop vir jou een. As ek vir jou 'n koopie sal ek jou een gee, ek het 'n paar. Ons het 'n Bybel. Maar ek kies. Luister mooi. Ek kies om eerder tyd met die genot van hierdie wêreld te spandeer as met die God van hemel en aarde. Nou gaan ek vir u weer iets sê. My werke gaan veroorsaak dat ek loon kry volgens my werke. Nie volgens wat ek gehoor het nie. Nie volgens wat ek sê ek glo nie. Want as ek glo soos die skrif sê, dan gaan my werke getuig van die skrif. Het is makliker om vir ure op 'n selfoon te sit. En nou weet ek trap op elkeen van u en my toon. En ek gee nie om nie. Want ek moet kies. Wil ek God behaag? Of wil ek hierdie wêreld behaag? Jare terug vra iemand vir my en my vrou. Die merk van die bees, ons ken die naam, die merk en die nommer, dis wat die skrif sê. Dis die naam, die merk en die nommer. Die teken. Of die teken. Al net 3. Teken. Ek praat nou onder korreksie. Die nommer sê ons almal is 666. Die naam is die antichrist, die bees. Merk. Nee, die merk is die teken, sê maar. Dis tegnologie. Weet jy hoe ver is die tegnologie gevorder? Ek wil vanoggend 'n skrifgie kyk. Wat dit beteken. Nie van die preek. Ek het vir u gesê laasweek, as ek met die skrif wees heilig, want ek is heilig en dit gaan daaroor. En Google het so oulik geword, jy kan 'n foto neem van die skrifgie, en dan gee jy jou 'n verduideliking van dit. O, dis wonderlik. En weet jy wat sien ek? AI. Wat gekontroleer is deur die antichrist. Gee vir jou 'n verduideliking oor wat die skrif sê. Wat sê dit vir my? Lucifer weet wat die waarheid is. Maar hy manipuleer dit om die kinders van God te kry, om eerder na AI toe te gaan, as om die woord van die Here te gaan ondersoek en te gaan deursoek en sê, Here, ek gaan alles in my vermoë doen om te doen wat die skrif sê. Maar nee, dit is ver van my hart. Ek sal tegnologie gaan deursoek. Ek wil hierdie nuwe goed, weet jy wat maak AI en tegnologie en al hierdie goed? Wat 'n mens hier peer, 'n hologram, volle liggaam. Dis nou hoe wonderlik dit is. Persoon is jy, praat. Hy gee instruksies. Maar jy kan deur hom loop. Is dit nie deel van demoniese magte nie? Maar ons gaan agter dit aan. As om na die oorspronklike woord van God toe te gaan. Weet jy wat sien ek deesdae?
Die mense is eerder bereid om die werklike woord van die Here op 'n Sondag by die huis te los. Dan sal die prediker staan en vir jou 'n woord van die Here kom lees van 'n tablet af, wat deur AI gekontrole is. Pas op. Maar om by die woord van die Here uit te kom is ver van my hart af. En jy weet wat is so wonderlik? Pas op as die pastore brille dra, jy sien soos ek. Want dan bid hy konsis. Dan sit ek en my vrou so vir hom en kyk hoe lees hy sy gebed van sy tablet af. Want ek het geen gebedsverhouding met God nie. Hulle moet gesê word hoe om te bid. Dan vra ek myself die vraag af. Waar is God in ons midde? Hy sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. Weet jy wat sê die skrif? Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En die skrif is die werklikheid, en ons is 'n skrif wat sê, God sal hulle 'n gees gee. Luister mooi, ek en u wat so verdraaid sit in die kerk vanoggend. Ek dink as ek met my Bybel onder my ander arm loop, dan weet almal ek gaan kerk toe. Ek is verdraaid. Want hulle moet kan sien ek dien God sonder my Bybel in my hand. Want my werke moet daarvan getuig. As die wit bussie so voor my inry. Ja, kyk my maar. Moet my werke daarvan getuig dat ek God dien en die woord van die Here leer my, waar ek vrede na met almal. Jo, dis 'n moeilike opdrag. Maar hy's verkeerd. Is jy reg? Ons is maklik om te sien wat mense verkeerd doen. Ek het gesien sy doen dit en hy doen dit en sy doen dit en ja, ek het dit gesien. Die oorsprong van alles kom uit die brein uit. Jou gedagtes is so vuil, jy kan dit nie in kontrole hou nie. Sê die woord van die Here, dis die klein vossies wat die wingerd verwoes. Hy sê, maar weet jy wat hou ook van? Hy sê, laat die regverdiger nog regverdiger word. En laat die heiliger nog heiliger word. Weet jy wat sy beloftes in hierdie woord opgeskryf? Jy sit vanoggend 'n man en 'n vrou. En jy sê, Here, ek wil alles in my vermoë doen. Maar kort kry ek my dat ek teruggeval. Kort kyk my dat ek gedoen dit wat ek nie wil nie. Want apostel Paulus sê, wanneer ek die goeie doen, dan staan die kwade my by. En dan gaan jy na die Here toe, jy gaan smeek vir vergifnis daagliks. Die belofte hierin is, as jy rein is en as jy reguit is en heilig is wil wees, sal jy nog heiliger word, want dan gaan die vrees van die Here gaan deel word van jou lewenswandel. Hy sê verder, kyk ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld volgens sy werke sal wees. Ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat die gebooie doen. Nie hoor nie, luister mooi. Nie salig is die wat die gebooie ken nie. Ek het 'n oom wat by my kom. Joh, jy moet net die Sabbat onderhou. Jy kan 12, 11 gebooie doen as jy nie die Sabbat onderhou nie. Gaan jy hel toe. Want dis die sleutel om die deur oop te sluit. Ek ken dit. Ek ken die skrif. Maar die skrif sê nie wie dit ken nie. Hy sê nie wie dit gehoor het nie. Hy sê wie dit doen. Salig is die wat die gebooie doen. Sodat hulle reg kan hê op die boom van
Dawid. Die blinkmôre ster. En die gees van die bruid, en die gees en die bruid sê, kom. En kom, laat ons wat hoor sê, kom. En laat hom kom, wat dors het. Kom en laat hom wat wil. Die water van die lewe neem, verniet. Want ek is betuig. Want ek betuig aan elkeen wat die woord van hierdie profesie en die woordboek van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg, waarvan hierdie boek geskryf is. En as iemand iets van hierdie woord van hierdie boek, van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskryf is. Hy wat dit getuig sê, ja, kom gou. Of ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus is met julle almal. Amen. Hy sê, want elkeen wat aan elkeen van hierdie woord, van hierdie profesies, van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal die plaag by hom bygevoeg word. Hoe maklik is dit om te sê, die Here sê? En hy het nie gesê nie. Het is maklik om te sê, die boek. Ek het vir u gesê, is die boek van die lewe. God gee lewe. Ons is maklik om te sê, die Here het vir my gesê. Terwyl die Here dalk nie vir my gesê. Is dit nie ingehaak by die plaag wat by my bygevoeg gaan word nie? Maar weet jy wat? Die laaste skrif sê, die genade van die Here Jesus Christus is met julle almal. Terwyl ek in hierdie lewe is, het ek die kans en die geleentheid, deur sy wonde, het daar vir my genesing gekom. Deur sy wonde is daar vir my vergifnis van sonde. Die genade van die Here Jesus Christus is nog met julle almal en gee ons 'n kans en 'n geleentheid om my te bekeer voor God en te sê, Here, ek het hier lank in my lewe teleurgestel. Here, ek het lank gedoen dit wat die wêreld van my verwag, maar nou is die tyd. Ek wil U dien in gees en in waarheid. Ek wil doen soos die skrif sê. Strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Want my werke getuig daarvan, dat ek doen dit wat God se woord vir my sê om te doen. Hierdie woord is ja en amen. En as ek en u doen dit wat die woord van die Here vir my sê, ek mag nie doen nie, het ek twee keuses. Of ek bekeer my voor God in gees en in waarheid, of ek dra die prys van verloning. Hy sê, ons sal nie die Here verloon nie. Judas Iskariot het Jesus Christus verloon. Verraai. Petrus het hom verloon. Ja. Judas Iskariot sê die skrif, nee, ek nie. Dit sou vir hom beter gewees het dat hy eerder nie gebore was. Petrus het Jesus verloon. Dit is nou reg. Maar omdat hy Jesus verloon het, het hy berou gehad.
Hy het teruggekruip en gesê, vergewe my. Sê Jesus, volgens jou rotsbou ek die gemeente. Het jy my waarlik lief, Petrus? 3 maal vra die Here vir hom, het jy my lief? Terwyl God alles weet. Die Here Jesus Christus wil vanoggend vir elkeen van my nie vra, het jy my waarlik lief? Bewaar my gebooie. Doen dit wat ek vir jou sê. Leef die lewe wat getuig dat jy 'n kind van God is. Vanoggend het die keuse in elkeen van u se hande. Moenie dink omdat ek die pastoor van hierdie gemeente is, ek is heilig en ek is op pad hemel toe nie. Dis my keuse. As ek alles in my vermoë doen om God te dien in gees en in waarheid, en op die laaste gee ek toe, gaan ek hel toe. Jesus het vir ons aan sondes aan die kruis van Golgotha gesterf. Weet jy wat? Die Bybel praat ook van die loon. Die arbeider is sy loon werd. Sê baie het 8 uur in die oggend begin werk, en my woorde sê ek het. En die ander het 10 uur, die ander het 10 voor 5, net voor Chila begin werk. En hulle almal het dieselfde loon gekry. As ek vandag my hele lewe vir die wêreld gegee het, as ek vandag my hele lewe so geleef het, dat die wêreld getuig ek is 'n kind van hierdie wêreld. En ek roep in opregtheid uit en ek sê, Here, vergewe my. En dis dalk my laaste kans. En die Here kyk vanoggend na my en u toe. En hy vergewe jou. Hy maak jou los. Dan sal jy waarlik vry wees. Hoor jy wat ek sê? Dan kry jy die loon van die ewige lewe. It's never too late. Dis nooit te laat nie. Daar's 'n liedjie wat sê, it's not over until it's over. Maar weet jy, as te laat gekom het, en ek het my nie voor God bekeer nie, is dit vir ewig te laat. Vreeslik gaan dit wees daardie dag. Here, ek het my hele lewe vir u gelewe, die skrif sê. In u naam het ek duiwels uitgedryf. In u naam het ek geprofeteer. As ek in die winkel ingestap het, het hulle my gesê, pastoor, hoe gaan dit? Maar Rudy, sy gaan weg, ek het jou nooit geken. Want in 'n oomblik kan ek die ewige lewe mis. En ek kan die ewige verderf ingaan. Pleks ken hulle my net as Henry die wat ook al. Maar as hulle loop en sê, daai man loop van eerlikheid oor, al het hy niks. Hy is nie die pastoor nie. Hy is nie die gesiene man nie. Maar eerlikheid is deel van sy lewe. Daai man lieg nie vir my nie. Kan maak wat ek wil, as hy hoe skuldig, hy lieg nie. Daai man steel nie, kan my goed by hom los, het sal nie wegraak nie. Daai man se woordeskat is so mooi uitgekies. Want die woord van die Here sê, vir elke ydelle woord gaan jy rekenskap gee. Daai vrou, godsvreesende vrou, al is sy niks, sê die skrif, is hy wat volhard tot aan die einde toe, wat gered sal word. Is nie hy wat begin nie, maar is hy wat volhard
tot aan die einde toe. Ek gaan vir julle lees in Matteus 26 vers 26. Hy sê, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. En toe neem hy die beker, nadat hy gedank het en gee aan dit en sê, drink almal daaruit, want dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort is, tot vergifnis van sonde. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit weer van hierdie vrug van die wingerdstok drink, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader nie. Of vanoggend vir u sê, hou op met sonde te doen. Maak 'n mind switch. Hou op om tyd in die genot van hierdie wêreld te spandeer. Maar roep uit in opregtheid, sê Here, lank genoeg was hierdie wêreld sy dinge vir my genoeg. Maar die liedjie sê, I'll take Jesus for mine. You may have the whole world, but I will take Jesus for mine. Dan gaan jy op 'n plek kom waar sy bloed vir jou gestort het aan die kruis van Golgotha en jy nie die genade van die Here misbruik nie, maar jy vat dit aan en jy sê dit is vir my gewees, sodat ek die ewige lewe kan kry. Dit is vir my. Hy het my so lief gehad dat hy sy enigstgebore seun gegee het, sodat ek 'n veranderende lewe kan lewe. Dit is myne. Ek gryp dit aan met alles wat ek het, want die woord van die Here is die weg, die waarheid en die lewe. En Christus Jesus sê, ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Gaan pa vir ons die seën van die Here oor die tafel bid asseblief. Vader, baie dankie dat ons hierdie sakrament kan hou om u dood te gedenk. Ek wil die rykste seën afbid op elkeen wat daarvan gebruik maak. Vra dat u verheerlik word, my gebed in Jesus naam. Amen. Neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Die bloed van die Nuwe Testament. Vergifnis van sonde. Drink almal daaruit. Hoe vanoggend afsluit met hierdie woorde en vir u sê, it's not over until it's over. Dit is nooit te laat om 'n besluit te maak om die Here te dien nie. Nooit. Maar die dag as ek my asem uitgeblaas het, en ek het nie die besluit gemaak nie, is dit vir ewig te laat. Tot sover uit die woord van die Here. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my vrou vra vir ons die dienste vandag. Dankie Here vir die geleentheid van vanoggend wat ons Here weer eens saam kon gewees het. Here, dit is 'n nuwe jaar met die eerste diens, Here, vir hierdie jaar wat voorlê en Here, u woord is die kompas, Here, van wat ons benodig, Here, vir ons pad wat ons met u stap, Here, ek bid dat ons hierdie woord sal vat, dat dit sal ontkiem in ons harte. Ja, halleluja. En Here, dat ons vrug daarvan kan dra en vir ander te kan uitgee. Here, ek vra dat u met ons elkeen sal wees, Here, verdaag ons, hou ons onder die kosbare bloed, vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap, tot ons mekaar weer sien. Amen.